omhels eenvoud om te floreer. En vandag gesels ons oor vry van materiële oormaat. Ons lees in Matteus 6 vers 19 sê Jesus, moenie vir julle skatte op aarde bymekaar maak waar mot en roes dit verniel en waar diewe inbreek en dit steel nie. Nou ons het die diefstal aan ons eie lyf beleef. Wanneer Jesus hierdie woorde spreek, nooi hy ons nie net om minder dinge te hê nie, maar om 'n ander manier van leef te ontdek. Dis 'n lewe waarin ons vryheid nie verklein word deur die las van oormatige besittings nie. In 'n wêreld waar advertensies ons voortdurend probeer oortuig dat geluk gekoop kan word, raak dit maklik om te glo meer besittings is gelyk aan meer geluk. En op die eind moet jy 'n groter huis hê en so gaan dit voort. Tog wys navorsing dat materiële oorvloed dikwels die teenoorgestelde effek het. Dit verhoog spanning, vergelyking en die gevoel dat ons nooit genoeg is nie. Ek soek hierdie week na 'n spesifieke hemp in my klerekas en met eers besef ek hoeveel hemde daar is wat ek die afgelope 2 jaar nie eens gedra het nie. Dalk omdat ek te smal geword het daarvoor. Maar ons kan almal dink aan 'n huis gevul met items wat geen doel meer dien nie, soos klere wat nooit gedra word nie, toestelle wat stof vergader, aankope wat gedoen is in 'n oomblik van impuls of emosie en nie gebruik word nie. En ongelukkig steel hierdie oormaat nie net fisiese ruimte nie, dit steel ook geestelike ruimte. Dit maak ons gedagtes vol, ons kalmte word skaars, ons fokus gefragmenteer, ons vryheid minder. Eenvoud is nie armoede nie, dis eerder doelbewuste oorvloed. Dis om te kies vir kwaliteit bo kwantiteit, vir ervarings bo voorwerpe, vir vrede bo prestasie. Begin evalueer iets wat jy besit, deur eerlik net te vra, bring dit vir my vreugde? Of kan ek dit gee vir iemand anders om vir hulle vreugde te bring? En dan skenk jy dit vir iemand of vir 'n organisasie. En so begin op hierdie vlak alleen, en dit het 'n kring-effek, so begin doelbewuste bevryding en vrede. Dit gee stilweg ook meer tyd vir God, meer tyd in geselskap van goeie vriende, meer tyd vir 'n bietjie stap in die natuur. Dis 'n baie waardevolle lewe. Leef geïnspireerd.